terwyl jy net daar staan, terwyl jou oë toe is, wil jy nie net vir 'n oomblik introspeksie maak van jou eie hart nie, van jou eie lewe. As ek by iemand se huis instap, wat jou lanklaas gesien het en jou genooi het om by sy tafel te kom eet, daar's 'n opgewondenheid, daar's 'n verwagting, daar's 'n blydskap. En is so waar wat die skrif sê vanoggend, ek ervaar dit so dat die duiwel is ongelukkig ook vanoggend hier in die kerk. En hy probeer jou beroof, hy probeer by jou steel, hy probeer by jou vat, terwyl jy hierdie woorde selfs hoor. En ek weet hoekom. Hy wil jou moeg maak, hy wil jou sat maak. Hy wil jou siek hou, hy wil jou in hierdie down spiral net behou, om dalk net so gemiddeld te lewe. En ek ervaar vanoggend dat hy by jou steel, hy vat van jou. Hy's besig om jou te vernietig en jy kom dit nie agter nie. Hy's besig om by jou petrol te vat uit jou motor uit, en jy kan nog ry. Die kar loop soos wat hy moet loop, maar die petrol word al hoe minder. Want hy is besig om by jou te steel. Hy is definitief besig om by jou te steel. En ek wil hê jy moet vanoggend bewus wees, want ek klop, sê die Here, ek klop in jou hart, ek klop, en ek wil jou volmaak van die lewenslus en geloof, ek wil jou volmaak van wie ek is. Ja, ons sing, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou alles daarmee heen gaan, staan jy en sê, ek weet nie of ek nog steeds die Here sal aanbid nie. Ek wonder, waar is jou geloof om te sê, Jesus, as alles goed gaan, dan gaan dit goed, as dit sleg gaan, dan gaan dit sleg. Maar die Here kom vanoggend en sê, Job kon dit sê, want hy het so in diepte, hy het so 'n intieme verhouding met God gehad, dat dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. Jy kan alles van my vat, maar jy kan net nie en moet net nie die Heilige Gees van my wegvat, sê Dawid in die Psalm 51 nie. En ek bid vanoggend vir jou, dat jy hierdie laste sal laat ontslaa raak van wat jou bind en wat jou vashou, en wat jou keer om deurbrake te maak, om te glo in die volgende level, in die volgende standaard, in die volgende dimensie, in die volgende plek van heerlikheid, wat die Here jou na toe wil vat. Dat hier 'n gees van dalk neerslagtigheid in jou eie liggaam heers op die oomblik, en dat ons nou kan bid en sê in die naam van Jesus, dat Here U die plek verlig, en dat U elke mens verlig. Dat U lig kom, sê Jesaja, U lig kom, en dit kom skyn oor ons, dit skyn nou in jou hart, jy kry nou hoop, jy word nou gesond van jou kwaal, jy word nou gesond van jou las, jy kry antwoorde op waarvoor jy gebid het. Deur die loop van hierdie oggend sal die Here met jou praat, want hy het jou lief, hy het jou nie weggestoot nie, hy wil nie iets met jou te doen hê nie, inteendeel, jy's hier en die koning is hier. En dis wat ons nou sing, en ek wil vra dat jy net vir hierdie oomblik, ek is so oortuig, die boodskap gaan jou raak vanoggend. Dis die regte boodskap vir die regte tyd. Maar vir 'n oomblik net jou laste af te gooi. Die skrif sê, werp jou bekommernisse op hom. Werp jou bekommernis is soos 'n net wat jy moet uitgooi, 'n net wat uitgegooi, cast your cares upon him. En soos jou oë nou gesluit is, wil ek hê dat ons net die chorus van hierdie liedjie weer sal sing, dat die koning is hier. En terwyl jy daai woorde sing, sien jy hoe die net uitgegooi word, en jy release jou bekommernisse, jy release jou angstigheid, jy release jou worries, jou onsekerheid, jou wanhoop, jou finansiële status op die oomblik, jou werk, jou verhouding, jou huwelik,
Elke ding wat jou pla op die oomblik, cast it upon him, because he is here. Hy's nou hier en hy wil dit vat. Kerk moet 'n plek wees waar jy jou laste kan los, waar jy jou bekommernisse kan los en die vry en heel kan uitstap. Anders speel ons net kerk, anders is ons net 'n byeenkoms van tradisie en godsdiens. En ek kan dit nie toelaat nie, want ons dien 'n lewende God, ons dien 'n God wat na jou omsien en na jou wil versorg en na jou kyk en hy's besorg oor jou. En ek vra jou, terwyl jou oë net nog so 'n oomblik gesluit is om net hierdie chorus saam te sing, dat die koning is hier, hy's hier en hy sien jou raak, hy staan by jou stil, hy maak jou gesond, hy maak jou heel. Hier's mense se mense wat siek is en soos wat hy by jou stil staan vanoggend, wil ek jou vra, bid met oortuiging en krag. Bid vir daardie mense, dat jy na hierdie diens selfs kan gaan en gaan hoor, dat in hierdie uur het jy gebid en daar's 'n verandering gewees. Dis hoe wonderbaarlik God werk. Maar as jy dit glo, dan sal dit so wees. In die gees spreek ons dit nou aan en sê, Here, maak oop ons oë, ons harte, ons verstand, ons wese, ons hele sinne, Here, maak dit oop, Here. Verlig ons van binne af, dat ons kan sien met wie ons te doen het, Here. Die lewende God, wat stil staan en sê, wat kan ek vir jou doen? Is jy blind? Is jy siek? Is jy verlam? Is jy ongesteld? Praat nou met my. Ek gaan jou geleentheid gee as ons hierdie liedjie, net die chorus so een keer deur sing. Jy kan jou sitplek neem. Ek weet, jy staan al lank. Wil jy nie jou sitplek neem en net vir 'n oomblik hierdie liedjie sit en bidend, knielend, hierdie liedjie oor jou sing, hierdie woorde oor jou sing in Jesus naam. Kom ons sing dit saam terwyl jou oë gesluit is. Roep die Here aan, roep hom aan, roep hom aan. Hy sal jou uithelp uit jou benoudheid uit. Hy sal jou antwoorde gee nou, terwyl hy by jou stil staan, want hy is hier. Jesus, die koning van my hart. Maak hom nou koning van jou hart, in Jesus naam. Amen. Mense, jy kan jou oë oopmaak. Ek wil hê jy moet weet vanoggend, ek wil hê jy moet dit ervaar. Partykeer sit ons hierso en partykeer sit jy by die werk, partykeer sit jy by die huis en daar's 'n gees van neerslagtigheid, daar's 'n gees van depressie, daar's 'n gees van negativiteit, daar's 'n gees van wanhoop. Jy word wakker daarmee en jy het dit gevoel vanoggend. Kom ons wees eerlik, jy voel dit vanoggend. Ons sukkel om deurbrake te bring hierso. Ons voel dat die Here staan op die brink van, maar iets hou terug, weet, iets hou terug. Jy moet bewus wees, daar's 'n duiwel wat nie hou van wat ons doen hier nie. En dat jy regtig hierso jouself moet kry op 'n plek, ek glo, en dat jy deur sulke oomblikke kan breek. Dat jy hoop kan bring in jou lewens. Verklaar die skrif in jou hart. Verklaar die woord in jou hart. Bepaal dit. Dit is wat die deurbrake bring. Alright. Amen. Amen. Beteken laat dit so wees. Alright. Mense, julle gaan my moet help vanoggend, want as julle moet sien wat ek sien, dan gaan ek wil nie slaap raak, hoor jy weet. Smile net gou, al het jy nie tande nie. Kry hoop, hoor jy so, lyk dit vals, fake dit op die oomblik. Want ek weet hoekom dit so is vanoggend, want waar ek wil praat is presies dit, die Here gaan ons elke keer vooruit.
So 2 weke terug is van ons kinders, Suzelle se seentjie is en myne ook. Voel nie so lekker nie en ons het so kom ons noem dit 'n slang in ons huis en ons glo regtig daaraan. Ek dink ek het by my ma geleer, ouma Amanda, en sy het altyd gesê, hoor hierso, jy moet die pille drink, jy moet hierdie pille drink, maar jy moet hierdie pille drink met gebed, want dan werk hulle baie beter. Pille drink sonder gebed werk nie so lekker nie. En ons het so sê ding in ons huis, hoor hierso, drink jou pille, maar gaan lê 'n bietjie. Gaan rus 'n bietjie, gaan rus 'n bietjie, gaan rus 'n bietjie. En mense, ek wil vanoggend met jou praat, want ek weet, ons praat oor roeping vanaand, en jy moet kom luister vanaand ook oor roeping, maar ek is nie meer op soek na my roeping nie, ek is nie op soek na my gawe nie, ek weet, ek is herder, leier en teacher, dis wie ek is. Ek het dit embrace en so praat die Here nou met my in terme van herder wees. Hoe lyk die skape van hierdie kudde? Wat het hulle nodig? Het hulle vitamiene nodig? Het hulle styk nodig? Het hulle pasta nodig? Het hulle 'n bietjie onderskrage? Het hulle rus nodig? Het hulle beskerming nodig? Moet hulle gelei word? En ek ervaar in die afgelope weke dat die Here vir my sê dat hierdie kudde en ons mensdom, miskien nie net in ons eie kerk nie, maar die mensdom daar buite het 'n bietjie rus nodig, het 'n bietjie rus nodig. En ek wil met jou vinnig praat daaroor. Ek gaan vir jou gedeelte lees en gaan ek dit uitbring en ek gaan vir jou 'n klomp verse gee wat jou vandag gaan oortuig hoe om in sy rus in te gaan. Kom rus 'n bietjie, kom lê 'n bietjie, gaan slaap 'n bietjie, want vir sy beminde gee hy dit in die slaap. Eksodus 14 vers 14 sê, dat hoor hierso, terwyl jy slaap, sal die Here vir jou veg in jou slaap. As iets rondom slaap, mense, en ons sal later daaroor praat, dat die dokters eerder daaroor kom praat, maar kom rus 'n bietjie, kom rus 'n bietjie, kom rus 'n bietjie in sy teenwoordigheid. Ek gaan vir jou lees, Hebreërs 4 vers 1 tot 10, lees saam met my deur op die skerm, hy sê, laat ons dan nie vrees, dat terwyl die belofte, om in sy rus in te gaan, nog steeds stand hou, dat nie dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agterbly nie. Wat hy daar eintlik net sê in vers 1, hy sê, daar's 'n sekere soort rus wat ons moet ingaan, veral in hierdie tyd van ons lewe, wat die lewe kom met 'n spoed en met stres, en ek het nog nooit so baie mense gesien, wat emosioneel wanbalanse toon in hulle lewens, omdat die lewe so bietjie vinnig met ons gebeur. Hy probeer hier vir ons sê, en hy sê, dat hierso is 'n soort rus, wat die Here ons na uitnooi. Die Engelse vertaling sê, the rest, dit is beskikbaar, dit hou stand, dit is daar. Maar daar is sekere mense wat agtergebly het, wat nie ingegaan het in sy rus nie. Want aan ons is die evangelie verkondig, aan ons is die evangelie verkondig, net soos aan hulle, Moses en Josua, wat die woord van die prediking het hulle gehoor, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat die hoorders nie daarby geloof ingesit het nie. Hulle het nie verenig met geloof nie. Jy sal nooit in hierdie rus kan ingaan. Ek gaan nou vir jou verduidelik wat 'n soort rus ek van praat. Jy sal nooit in hierdie rus in kan gaan as jy nie dit gaan glo nie. Jy moet dit net kan glo. Hy sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Mense, ek wil hê jy moet baie duidelik sien volgende, daar is 'n soort rus wat die Here ons na uitnooi. Daar's 'n soort rus wat baie mense van wegbly en agterbly en nie kan ingaan nie, soos Moses en Josua, wat partykeer het hulle van die mense het in die rus ingegaan, het in die beloofde land, maar nog steeds nie rus gehad nie. Jy kan gaan lees, Hebreërs 3, hoe hulle agtergebly het en nie in die rus ingegaan het nie. Dan sê hy, wat ons geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. As jy nie glo nie, sweer die Here, jy sal nie by daai rus ingaan nie. Alhoewel sy rus van die grondlegging van die aarde volbring is, hy het van die begin van toe hy die aarde geskep is, sê daar's 'n soort rus
as 'n soort rus wat ons mensdom kan by ingaan. En mense, ek weet, jy dink hy praat van die hemel hierso, dit is ook dit, maar as ons net uitsien na die hemel, hoor hierso, dan is ons te vergeefs, dan moet ons bekering en dan moet ons doodgaan. As 'n soort rus wat hy ons na uitnooi, want hy het eers op die 7de dag so gespreek en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, terwyl hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid, nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as ek net vinnig daar gaan afsluit, gaan uitbrei, hy sê, hy vergelyk ongehoorsaamheid direk aan ongeloof. Ongeloof en ongehoorsaamheid het gemaak dat jy nie in hierdie rus in kan gaan nie. Hou byt net vas, ek gee net vir jou konteks. En dan sê hy, vandag bepaal hy weer so 'n dag. Elke keer as jy die woord van God hoor, as jy die waarheid hoor, as jy hoop hoor, as jy Jesus Christus, dan nooi jy uit weer en sê, vandag is weer een van daai dae. Vandag is weer een van daai. Hulle wou dit nie glo nie, hulle wou nie ingaan nie. Maar moenie laat dit vandag vir jou ook so wees nie, want hy verwys na ons mensdom vandag. Daar is selfs nog mense vandag wat nie in hierdie rus wil ingaan nie, as gevolg van hulle ongeloof of hulle ongehoorsaamheid. Maar hy bepaal deur sy genade, vandag is so 'n dag, dat hy jou uitnooi om te sê, kom rus 'n bietjie, kom rus 'n bietjie, kom word gesond, kom word heel. Dan sê hy, as hy soveel later deur Dawid gespreek het, soos gesê, vandag, nou, as jy sy stem hoor, die koning is nou hier, en as jy nou sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie, moenie daar teen staan nie, moenie ongehoorsaam wees nie, hy nooi jou in, jy moet ingaan. En dan sê hy, en as Josua aan hulle die rus gegee het, as Josua aan hulle die rus gegee het en hulle het ingekom, dan sou hy mos nie van 'n ander dag hierna, hy sou nie aanhou daaroor praat nie, bedoel, daar's mense wat genuine net nie wou ingaan nie. En dan sê hy, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van sy werke gerus het. En dan die laaste versie, laat ons dan self beywer om in hierdie rus in te gaan, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Yes, mense, en terwyl ek dit lees, wil ek jou vanoggend lei, en dat ek vanoggend vir jou 'n paar antwoorde kan gee, nie net om in 'n oorwinnende lewe te lewe nie, en nie net om in te gaan in 'n sekere soort rus, wat jy dalk nie van weet en nie ken nie, maar ek wil jou ook help, dat jy nie gaan val nie, dat jy nie sal val nie. Nou vinnig mense, voordat jy nou weer aan die slaap raak, hier's vir jou 'n paar woorde, wat die HAT, ek het vir jou 4 woorde uit die HAT gaan kry, wat rus beteken, die wêreldse definisie van rus. En die eerste ene is, dat hy praat van, to rest is to cease from an action or emotion, to cease from, om op te hou daarmee, met ander woorde, in die HAT sê hy, stop doing what you are doing. Hou op werk en hou op met inspanning. Gaan op 'n rus, gaan op met 'n vakansie. Breek jou roetine, breek jou inspanning, breek jou werk. Stop, cease of working. En dan in konteks van die skrif, in konteks van wat die woord sê hy, wat die woord sê is, stop om te probeer om God te behaag, deur selfpoging en selfwerke. Hou op, stop, go into his rest, hou op om met vleeslike, godsdienstige, die sensasie van vlees te probeer, om by God te probeer uitkom. Jy kan geen werk doen, as jy regtig by God uitkom, dan stop alle werke, inspanning om hom te probeer impress of by hom uit te kan kom, dan stop alle dooie werke, want jy kan niks werke doen wat God kan behaag nie. Okay, hou dit net vas. Die tweede ene wat ek lees, wat rus beteken, to have peace. Ek wil gou vir jou dit net noem, dat die wêreld sê vir jou,
dat jy kan vrede hê as al die omstandighede om jou wêreldjie reg is, dan gaan jy vrede hê. God kom in sy woord en hy sê, die koninkryk van God werk sodat ten spyte van jou omstandighede, ten spyte daarvan dat die krale leeg is, ten spyte daarvan dat niemand van jou hou nie, ten spyte daarvan dat jy dalk nie nou geld het nie, ten spyte van jou omstandighede, sê die skrif dat ek het nog steeds vrede. Die geestelike implikasie, die geestelike waarheid hiervan is to have peace with God, or to have peace at God. Met ander woorde, om vrede te hê dat ek nie in skuld hoef te lewe nie, in vrede te kan lewe, dat ek nie hoef te worry oor my sonde nie, want God het my klaar vergewe. Mense, bly net by, ek gaan dit vir jou mooi afsluit nou. Want as jy hierdie nie gaan verstaan nie, gaan jy in 'n down spiral van lewe gaan. En ons gaan met inspanning en werk. Hy sê, jy moet vrede hê, to be at peace with God. Dat jy het niks meer guilt of shame nie. Daar's niks meer pressure, daar's geen anxiety meer op jou lewe nie. Anxiety, weet jy wat is die woord vir anxiety? Wanneer jou keel toedruk en jy voel iets versmoor jou. Ek wil nie sê wie beleef dit nie. Daai gevoel van moedeloosheid in die nag van koue sweet uitbars. To have peace with God. Ten spyte van jou omstandighede, is dit moontlik? Is dit moontlik? Ons lewe in hierdie gebroke wêreld. Ons lewe hoor hierso dat oorloë en fights en korrupt en finansies en ons sukkel en mense doen ons in. Kan 'n ou so peaceful lewe? To be at peace with God. God sê so. Die derde ding, ek gaan nou vir jou opsom. Hy sê wat rus beteken, to lie down or to settle or to be fixed. Dis wat dit beteken. To lie down, om te gaan rus, om te gaan slaap. To settle, die teenoorgestelde van settle is vagabond. Wat jy het geen plek om te settle nie. And to be fixed, jy raak gesond. Die geestelike implikasie, die geestelike waarheid daarvan is to be established in Christ. Om gevestig te kan wees, gewortel en geanker te kan wees in wie Christus in jou is en wie jy in hom is. Met ander woorde, mense, die rus sê, jy moet geanker wees. Jy moet vas wees. Ek weet jy weet hierdie goed. Ek weet jy ken hierdie goed. Maar die skrif sê jy moet so geanker wees hierin. Jy moet onbeweeglik wees in dit. Jy moet gefestig wees in Christus. You have to know him. Jy moet geanker wees. Jy moenie rondgegooi word deur, jy's vandag glo ek, môre dink ek glo, ek dink ek is geregtig in Christus, maar nou voel ek nie meer so nie. Ek wonder of hierdie lering waar is en dit kan jy hoor? Hoe deurmekaar raak ons mensdom? You have to be established. Die vierde ene is hy sê to remain confident. Dit is wat rus beteken. To remain confident. Dis die HAT. Die geestelike konnotasie daaraan is letterlik om te sê to remain confident is to trust in God's care. Jy ken dit. To totally depend on God for support. Ek is nie meer bang om te dink dat God na my gaan omsien nie. Ek worry nie meer daaroor of God worry oor my nie. Ek is oorgegee, I'm totally dependent on God for support. Totaal en al oorgegee vir sy hulp, vir sy krag, vir sy insig. En in een woord hierdie week toe ek dit ontdek in die skrif en sê,
Ja, ek is gekonfronteer hiermee. Daar's siekte ook in ons familie. Daar's uitdagings ook finansiëel. Daar's ook uitdagings hoor hierso verhoudingsgewys. Daar's groot dinge in die kerk. As jy hier begin inkoop, dan sê die Here, hoor jy ontdek 'n nuwe verhouding met my. Jy ontdek 'n nuwe totale afhanklikheid van my, van trust en van rus en van afhanklikheid op my en 'n oorgawe tot my. Van alles wat moet gebeur in die lewe en alles wat nie moet gebeur in die lewe. Mense, ek hoop dit maak sin vir jou. Miskien het jy hier gekom vanoggend met een of ander, eers ek het 'n openbaring van die Here nodig. Ek sê jou, jy moet glo dat God vir jou sal sorg. En jy moet kan oorgee daaraan om te sê, ek weet God sal vir my sorg. Ons moet leer om hierdie kommunikasie reg te kan kommunikeer. Ons is realisties, maar ons is ook eerlik, nê? Hoe gaan dit met jou? Nee, goed en met jou. Dan kry jy daai mense wat sê, nee, maar sê my, hoe gaan dit regtig met jou, nê? Weet jy wat sê ek vir daai mense? Dit gaan regtig nie goed op die oomblik nie, maar ek vertrou die Here. Jy sien, dit is belangrik om daai maar in te sit. Jy sien, op die oomblik, hoor jy, weet ek nie wat om te doen nie, maar ek vertrou die Here. Dinge loop nie soos wat dit moet loop op die oomblik nie, maar ek vertrou die Here. Ek weet nie, waar gaan ons die geld vandaan kry om sekere goeders te doen nie, maar ek vertrou die Here. Jene mense, julle kyk my aan as ek mal is. Julle is mal. Ek's nie mal nie. Jy sien die persoon wat dit begin doen, hy raak anderste in die slaap. Daar gebeur iets anderste in sy lewe. En God sê, hy nooi jou uit na die lewe. Gaan in, kom in, betree hierdie soort lewe. Maar die Bybel sê, van hulle wou nie ingaan nie. Van Moses se tyd tot Josua se tyd, wou hulle nie ingaan nie. Met betrekking tot hierdie wete, ongehoorsaamheid, ongeloof. Hoor jy so, ons sal eerder die inspanning van die wêreld kies. Ons sal eerder die HAT se rus vat en met 'n vakansie gaan. Ons is dit so nodig. En ons down spiral ons lewe lank op hierdie goed. Ek lees 'n versie wat sê, God soek weer daai mense, Psalm 20 vers 8, hom nou nie op die bord nie, maar hy sê, ek vertrou nie op strydwaans nie, ek vertrou nie op perde nie, my vertroue is op die almagtige God. Dis wat hy sê hierso. Ek vertrou nie op perde nie, ek vertrou nie op stryd, my vertroue is op die almagtige God. En hy sê, hy nooi jou in hierdie rus in. Hy nooi jou in en sê, kom betree hierdie rus van hierdie 4 goed wat ek nou gesê het. Is dit waar? Kan dit wees? Jy sien, hierdie rus is nie 'n passiwiteit nie. Hierdie rus wat hy jou nou uitnooi is nie 'n onaktiwiteit nie, want ek sien van julle wil nou al julle pyjamas en 'n popcorn gaan kry hierso na die preek en net daar gaan lê. Dis nie wat hy van praat hier nie. Dis nie 'n passiewe nie. Dis nie rus van werk nie. Ek is so spyt om dit vir jou te sê. Dis nie rus van, ja, dis rus van dooie werke, maar dis nie rus van werk nie. Dis rus in jou werk. Nou raak ons 'n bietjie moeilik hierso, nê? Rus 1 2 3 4 terwyl jy werk. Met ander woorde, ek het rekening om te betaal, maar ek gaan nog steeds werk toe en ek vertrou nou die Here dat hy sal aanvul wat ek tekort het. Rus van nie 'n aktiwiteit nie, nie 'n passiwiteit nie. Rus terwyl jy werk toe gaan. Mense, jy gaan hierdie goeders moet onthou, want jy gaan getoets word hierdie weke aan. Dink jy genuine God sal vir jou sorg? Dink jy genuine jy's belangriker as 'n mossie? Dink jy genuine jy's mooier geklee as die lelies en die blomme van die veld? Wat hy sê, ek sal elke dag na jou omsien nie.
God is nie 'n leienaar dat hy sou jok nie. Gaan werk toe terwyl jy God vertrou. Maak die huis skoon terwyl jy God vertrou. Doen alles wat jy doen terwyl jy volkome in God vertrou. Jy moet die einde van die maand X bedrag betaal, maar jy het net die helfte. Gee die helfte. Met die vertroue dat God my sal aanvul. Daar's iets rondom geloof, daar's iets rondom iets doen, daar's iets rondom ek vertrou die Here. Rus in die midde van 'n aktiwiteit. Rus in, ek weet nie hoe gaan dinge beter, maar God sê so en ek vertrou dit. Dis tyd. Mense, dis tyd dat jy in hierdie rus ingaan. Ek sien dit te veel, ek sien dit die laaste 3 weke, ek sien dit in ons gemeente, ek sien dit daar buite, ek sien dit in familie. Ja, mense hier sluit ek nou af, nee, met 'n paar versies. Dan gaan ons nagmaal hou. Maar hier's 'n paar versies wat jy gaan moet agneem. Jy gaan moet neerskryf, want ek sien julle glo my nie. Maar hier, ken julle 'n versie wat sê, wees stil en weet. Daar's 'n versie wat sê, Psalm 46 vers 10, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. Hy sê, selfs deur die heidene sal ek wat is die woord, die Afrikaanse woord, selfs onder die heidene sal ek hoog wees. Hy sê letterlik in hierdie versie, die heidene sal my begin aanbid, as hulle sien wat ek met jou kan doen, maar jy wil nie, want jy wil nie stil word nie. Jy sien, as iets rondom stil word. Party mense raak stil. Kom ons wees gou eerlik hieroor. Ek gaan bietjie stil word voor die Here. Baie oggende kom sit ek hier. Is die goed tol in my kop. Ek maak stil voor die Here. En ek is so stil voor die Here, ek raak negatief. Ek raak opgewerk. Ek raak geïrriteerd. Ek raak, want hierdie gedagtes hoor, die kom net op, maar ek is stil voor. Nee, dis nie wat hy sê nie. Wees stil en weet wie jou God is. Ek moet stil wees en weet. Ek moet stil wees, ek moet geanker wees, gevestig wees in hom. Daar's 'n storie in die Bybel, jy kan gaan lees 2 Kronieke 20 vers 17, wat hulle maak oorlog teen die Israeliete, en die Israeliete het nie idee wat om te doen nie, maar hulle sê, ons sal God vertrou. Hulle begin te bid, en die skrif sê, God sê vir hulle, wees julle net stil. Julle kan dit gaan lees. 2 Kronieke 20 vers 7, wees julle net stil. Staan gereed, bly net staan, en aanskou die redding van die Here. Dis wat hy vir die mense sê. En toe die mense stil raak, en hulle weet, dat God hulle gaan uittrek, toe sê hulle, kry die musikante, stap julle voor, maak musiek, jy sien, want as jy stil is, en jy weet wie jou God is, dan kan jy nie meer stil bly nie. Jy moet in lof uitbreek, jy moet in aanbidding uitbreek, jy moet in prys begin uitbreek. Die duiwel sal weghardloop as jy begin lof uit jou hart en uit jou mond uit, want ek weet wie hy is. Ek is stil, want ek weet wie hy is. Be still and know. Mense, van ons moet vandag hier uitstap en weet, God sal begin beweeg in jou lewe. Jy hoef nie op te krul en te begin worry oor jou eie lewe nie. Jy moet stil wees en jy moet weet. Jy hoef nie goed in jou eie hande te vat nie. Jy hoef nie self te gaan wraak neem nie. Jy hoef nie rond te hardloop soos die ongelowiges maak en te probeer funksioneer en dinge te fix nie. Jy moet net stil wees en jou God ken. Gelowiges, mense, ons verstaan nie wat dit beteken vir gelowiges nie. In die midde van chaos. Raai wat, chaos tref ons nie net op 'n Vrydagmiddag as ons op pad huis toe is nie.
Chaos tref ons op 'n maandagoggend. Op 'n dinsdagoggend as ek by die huis, by die werk kom, en dan kry ek so 'n fotootjie op WhatsApp. My dogter is gelukkig nou nie hier nie, maar sy is besig om te leer bestuur. En dan kry ek so 'n foto, dis hoe die kar nou lyk. Chaos tref ons, onbeplanhede slaan ons, ongemak tref ons. Maar jy besef nie wie ek ken nie. Duiwel, jy weet nie wie ek ken nie. Kyk gou hierso, 'n ander vertaling wat ek kry. Hy sê, surrender your anxiety. Ja mense, as daar een ding is wat die duiwel jou opvat, en hy grind jou, en hy bring jou in 'n down spiral, is dit om hierdie goeders nie te kan aktiveer in jou lewe nie. Surrender your anxiety. Be silent and stop your striving. Jou inspanning en jou werk, and you will see that I am God. I'm God above all the nations, and I am exalted throughout the whole earth. Yes, mense, ek kan nie vir jou beter versies as dit gee nie. Ek kan nie vir jou verder sê, hoorie, surrender your anxiety, surrender jou worries, surrender jou moedeloosheid, surrender jou onrustigheid, surrender jou onvergewingsgesindheid, jou ongemak, surrender dit. Jy weet wanneer jy in daai situasie is en jy het net nie vrede nie, en jy probeer vrede kry, en hoe meer jy soek, hoe meer sweet jy. Hy sê surrender. Dit is soos om die net uit te gooi en die tou te los. Tussen cast your cares upon him. Werp jou bekommernis op hom. Gooi dit weg. Die kerk is mos 'n plek waar ons dit moet doen. Dis die plek waar ons dit moet doen. En dan sê hy, be silent. Yes, die mense, ek wil jou die salwing leer van silent. Yes, die party mense moet jou mond hou. Surrender. Be silent. Shh. Be at ease. Ek gaan nou vir jou daai verduidelik. Stop striving. Stop om te dink wat jy dink is reg om te doen. Bid daaroor, soek God daardeur. Ek het al hoeveel keer mense hier buite, sendingvelde, dan kom hulle in die kerk en hulle bid vir, dan word hulle onmiddellik gesond. Onmiddellik. Krankhede, kanker, bene groei aan, ore, onmiddellik. Dan sit die mense in die kerk, wat 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, nog steeds siek is. Maybe it's time to stop striving. Stop om te probeer, gee oor. Kyk julle hierdie versie, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, vermoeid en belas is. Ja, maar ons moet dink oor hierdie, kom na my toe, ek nooi jou in, kom betree hierdie rus. Is jy vermoeid en belas? Die Engelse vertaling sê, are you weary? Are you carrying heavy burdens? Hoeveel mense is hier vanoggend wat heavy burdens doen? Ja, mense, as ons hande moet opsteek, dan sê hy, jy weet hoeveel van ons dra so swaar. Dan sê hy, teach me to take a real rest. Want ek is sagmoedig en sag en, wat is weer, lam, juk is sag en nie. Jy het nou te kom versie, maar julle weet om daar. Ek vertrou God. Mense in die ou verbond, net gou so vinnig in die ou verbond. In die ou verbond moes mense eers werk en dan kon hulle rus. Die nuwe verbond waarin ek en jy lewe, nooi God ons na uit en sê kom rus eers en dan werk jy. Kom werk vanuit jou rus. In 6 dae het God gewerk. Toe maak hy die mens
en sê kom geniet net wat ek gemaak het. Ons het andersom begin lewe en sê ek moet werk en verdien en ek moet met inspanning om aanvaar te word en om sy goedheid te beleef. Jy is van die pad af. Van die begin af het God dit bepaal dat jy moet vanuit sy rus uit kom werk. Vanuit sy rus. Ek kan dit vir jou bewys. Net so moet julle jongeres, die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. God gee aan die nederige genade, aan die hoogmoedige gee hy niks nie. Dan sê hy verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat julle verhoog kan word op die regte tyd. Met ander woorde, 'n trotse mens wil alles self hanteer. 'n trotse mens wil met inspanning en sê ek sal hierdie ding probeer regkry. Dis 'n trotse mens. Hy sê moenie trots wees nie. Wees nederig. Hy sê wees nederig, want 'n nederige mens submit tot God. En as jy nederig is, dan quote ons die versie. Want net 'n nederige mens kan dit doen. Werp al jou bekommernis, want hy sorg vir jou. Die mense, hier is soveel professionele warriors in hierdie kerke. My ma is een van hulle. Ons gaan kamp eendag, ergens, en deur die nag, ek weet nie, volgende oggend staan ons op en vrou, hoe het jy geslaap? Lekker, maar hoe het ma geslaap? Sy het nie 'n oog toegemaak nie. Want Suzelle het daar by die gasbottel gelê in die tent en sy het gedink die gasbottel is oop en sy is so bang dat 'n vuurvliegie kom en maak 'n spaak en dan ontplof die hele tent en julle is met my pas getroud en weet, jou ma, wat? Lees gou hierso, lees daar. Bekommernis is 'n negatiewe meditasie op die verkeerde goed. Dis wat worries veroorsaak. Om jou tyd die hele dag te spandeer op verkeerde negatiewe goed, asof dit jou gaan help, asof jy gaan dink dit gaan enigiets verander. Maar weet jy wat, dit verander iets. Om op die negatiewe te verander, weet jy dit verander iets? Ons sê dit verander niks nie, dit verander iets. Dit verander jou. Dit maak jou siek. Dit verander jou, dit maak jou seer. Dit verander jou, dit steel jou vrede. Lees hierso. Rest is to be at ease. To be at ease beteken freedom from worries and problems. A relaxed attitude. Dis waar die term vandaan kom, staan op aandag, en dan, ek was nie in die army nie, wat sê hulle dan? Staan op rus. To be at ease. Jy kan so 'n bietjie kalm wees. Maar jy moet attent wees. Is nie 'n passiewe rus hierdie nie. To be at ease, freedom from worries and problems and a relaxed attitude. Is dit nie wat God ons sê hy, wat is die teenoorgestelde van to be at ease? Unease. Disease. A disorder of structure or function with distinctive symptoms. Hier kom hy nou. Is jy reg vir hom? As jy die hele dag worry, as jy nie oorgee in die rus van God wat hy jou na toe uitnooi nie, is jy in 'n siklus van disorder met dodelike simptome. Ek het laas ook met die dokter gepraat, Dr. Jacques. Hy bevestig het, ek het dit gaan Google. Jy kan dit self gaan Google. Nie alles wat op Google is reg nie, maar gaan Google reg. En sê hy, die navorsing oor hoe siektes en waar siektes vandaan kom, is van mense wat worry, stress-related siektes. As jy angstig is, raai wat gebeur in jou liggaam? Ek raak dizzy, ek raak lighoofdig, sweet stap my uit, ek raak naar, my hart klop 'n bietjie vinniger, ek slaap 'n bietjie minder, my immuunstelsel word aangetas, ek kry kopseere, jy kry kroniese siekte,
wat stress-related is. Hoor gou hierso. Waar het ek dit nou gesê? If you have ease, of kom ons sê, if you have a unease in your spirit, as jy hom vir te lank hou, word hy 'n disease in jou liggaam. Ek wonder wie het almal vanoggend hier ingestap met 'n las en 'n bekommernis, met 'n care en 'n hindrance, met 'n burden op sy rug, 'n simptoom van siekte, 'n simptoom van worry, want jy kan nie oorgee nie, dit maak jou siek. Jy moet laat gaan. Jy moet laat gaan. Jy moet dit neersit. Die Here roep jou volgens, sit dit neer. Waar worry jy? Ons hoor die goed ons hele lewe lank, maar nou is die tyd, Dis te stresvol om vir iemand kwaad te wees. Dis te stresvol om vyande te hê. Dis te stresvol om onvergewingsgesindheid te hê. Dis te stresvol om mense in vergelding te laat lewe. Dis te stresvol, dit maak jou dood. Nagmaal. Hier's baie mense wat die nagmaal gebruik, maar hulle het dood gegaan toe hulle die nagmaal gebruik, sê die skrif, want hulle het op 'n onwaardige wyse gebruik. Hulle het nie verstaan nie. Yes, hoorie, kan ek vir jou nog 'n paar verse, jy kan dit neerskryf. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. Psalm 55. Releasing the weight. He wants to release the weight. And he will sustain you. Josua 24 vers 13, net om vir jou te wys, dat God wil vir jou die goeders gee en daarin te lewe. Hy sê, so het ek julle dan 'n land gegee. Van die begin af, ek het julle 'n land gegee, dat julle daar, wat julle nie gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daarvan sal julle eet. Julle het verniet gekry. Waar bekommer julle? Jy kan God vertrou, Deuteronomium. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Abraham beloof het, om jou te gee groot en mooi stede, wat jy nie gebou het nie, en huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en as jy eet en versadig daar, onthou om nie van jou God te vergeet nie. Maar die bottom line is, hy gee dit vir jou, kom lewe vanuit my rus uit, kom lewe vanuit rus uit. Dis hoekom ons 'n Sondag het, begin rustig, begin lei, begin in 'n aktiewe rus in te gaan. Ek vertrou God vir hierdie week. Dis wat 'n Sondag supposed to be is, 'n begin van 'n week te wees. Wees oor niks besorg nie, maar as jy besorg is, bid oor alles, sê die skrif. Laat jou begeertes bekend word met smeking en danksegging. Nou hoor net gou die res van hierdie versie. Wat gaan gebeur as jy oor niks besorg is nie? Wat gebeur as jy oor niks besorg? Kan 'n mens oor niks besorg raak nie? Ek weet nie. Bybel sê so. As jy besorg is, bid daaroor. Ons raak so besorg dat ons praat daaroor. Het jy gehoor? Maar as jy dit reg kry om te bid oor waaroor jy besorg is, dink hoe baie gaan jy bid? Dan sal die vrede van God jou lei, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar, jou hart en jou sinne. Lees gou saam met my, hoe laat is dit nou? Okay. In peace I will lie down and sleep. Yes, hoe gaan slaap jy in die aande? Yes, ek hoop ek raak in die slaap vanaand. Slaappil, hy sterk goeters wat nie weet waar jy is nie. Hoe raak jy slaap? Hey mense, dis nie Bybels nie. As jy nie slaap in die aand nie, dis 'n rooi lig. In peace I will lie down and sleep. For you, Lord, alone make me dwell in safety and confident and trust. In peace I will lie down and sleep. In vrede gaan ek lê. En dan raak ek dadelik aan die slaap. For you keep me safe.
Ek wil in vrede gaan lê en met eens in die slaap raak. Jesus, hoor hoe lekker is dit, hè? Ja, daar's party mense, man, as hy kop hy kussing tref, dan is hulle gone. Raak partykeer so 'n bietjie jaloers. Jesus, hoor jy, met eens. Hoekom? Ek's nie besorg nie. Jesaja 26 vers 3. U sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar. I will keep you in perfect peace, all who trust in you. Perfect peace. Those who trust in you, whose thoughts are fixed on you. Sy sinne en sy hart op hom gerig. Jou sinne wat jou besorgd maak, jou hart waaruit die vloei van die lewe kom. Ek gee dit oor aan God. All the thoughts. 2 Korintiërs message vertel, so we are not giving up. Mense, ons gaan nie opgee nie. So we are not giving up. How could we? Even though on the outside it often looks like things are falling apart on us, on the inside where God is making new life, not a day goes by without His unfolding grace. Dan die bekende ene, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs die wat in hom bou, die stad, hoor jy, tot te vergeefs waak die wagter. Vir die wat op die Here wag, vir die wat die Here vertrou, gee hy alles wat jy nodig het in jou slaap. Hier's van ons wat besig is om dood te gaan. Hier's van ons wat besig is om 'n ondergang lewe te lei as gevolg van, jy volg nie die beginsels van God nie. Jy is siek en sat. Ons Afrikaners sê ons is siek en sat. Jy gaan moet in 'n up spiral kom. Koop in. Hy nooi jou. Ek gaan vra dat die mense wat ons die nagmaal bedien, dat julle vorentoe sal kom, want hierdie is die rus. Hy nooi jou in. Ek wil jou 'n groot guns vra vandag. Ons gaan 'n lied jou sing. Ons gaan jou lied jou toesing. Die lied ken jy baie goed. Ons gaan maar Afrikaans en Engels en Zulu ook, nee. Nee in Zulu nie. Alraai. Ons gaan oor jou sing. Maar ek het nodig dat jy vandag 'n proek kry, geaktiveer raak in ek is stil en ek weet. Ek is besorg, maar nou bid ek. Ek is siek van worries, maar ek gee oor. Ek is so bekommerd. Dit eet jou op van die binnekant af. Die duiwel wil hê jy moet so lewe. Laasweek is ek so bekommerd oor 'n kliënt wat my nie gaan betaal nie. Ek hoor hoe skelm is hierdie kliënt, by almal. Ek kry die dag huis toe, ag, jete tog. Ek e-mail die persoon, sy reply terug, ons sal maar kyk, wag maar. Bedoelende jou Ali, dit is wat sy eintlik wou sê. Here, ek gee dit oor. En wonderbaarlik, hoe dit net ingaan, nie verwag nie. Ek praat hier van, dis die goed mense. Ek gaan jou vra dat jy die nagmaal vat en terwyl jy dit in jou hand vashou op jou eie tyd. Hierdie broodjie verteenwoordig sy liggaam gebreek vir jou. Is jy gebreek vanoggend? Is jy gebreek in jou emosies, gebreek in jou liggaam, gebreek in jou hoop? Vat die koekie en dan breek jy hom so in 3 dele.
sê, omdat hy gebreek is vir my, hoef ek nie gebroke te lewe nie. Ek lei jou in, as jy die wyn kry, 'n nuwe verbond, die ou verbond het wygegaan, kom lewe vanuit my rus uit. Ek kan jou nie verder begelei nie, jy moet nou stil raak. Jy moet nou stil raak. En ons gaan nou 'n bietjie langer sit as wat ons moet sit. Ek weet die skaapbout daar, jy is besorg. Moenie besorg wees oor die skaapbout. Sit net 'n rukkie. Terwyl ons jou bedien met hierdie liedere. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and be Ek spreek in wind, in golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is hier. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is hier. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Terwyl jou oë net so toe is en die Here lê dit op ons gemeente se hart so in die laaste tyd om te aktiveer en
Ek word 'n dader van die woord, sê hy. Ek hoor nie net die woord nie, ek is 'n dader van die woord. En ek is so oortuig vanmôre dat jy dit moet simboliseer vanoggend. 'n Trotse mens gaan vandag hier uitstap met jou bekommernis en al jou laste. 'n Trotse mens. En God sê, hy weerstaan 'n trotse mens. Bedoelende, laat hy aansukkel soos hy aansukkel. Maar 'n nederige mens wat vir my vra, werp dit op my en ek sal sorg vir jou. En ek wil net iets doen terwyl jou oë gesluit is, soos 'n stuk papier in jou hand, vrommel jy nou op met daardie besorgdheid en daardie angstigheid en daardie siekte en daardie ding wat jou nou so pla. Anders stap jy uit met niks vanmôre nie. Wil jou vra vanmôre, skryf hom daar op 'n ligkasteel papiertjie en dalk is dit jou huwelik. Jy is so besorg. Jou besigheid, finansies, besorgdheid oor die meeting of 'n ding wat moet gebeur. 'n Angstigheid oor iets in die gees. Wil jy nie daai stuk papier opvrommel nie? Toe ek nou gaan sit, daar's soveel simboliek wat die Here vir ons sê in die skrif. En hierdie wat ek jou nou sê, het nêrens in die skrif nie, maar dit is simboliek. Wil jy nie daai stuk papier so in jou regterhand vashou? Terwyl almal se oë toe is, niemand gaan kyk vir jou nie. Wil jy nie daai stuk papier vorentoe gooi nie? Doen dit simbolies. Daar gaan dit. Doen dit simbolies, niemand kyk vir jou nie. Almal se oë is toe. Vat daai stuk papier en moet nou nie in die ou se kop voor jou vasgooi nie. Gooi hom vorentoe. Werp dit van jou af weg. Gooi hom. Gooi het mense, gooi. Alright, ek sien julle is baie skaam. Dan gaan ons dit nou gelyk doen, want ons almal het dit. Hou gou, hou hom. Hier is wragtig mense met niks besorgdheid nie. Kom bid vir my na die tyd. Gooi hom vorentoe. En soos jy uitstap, ek is stil en ek weet, mag die genade van God, wat sal sorg vir jou, omdat jy so nederig is vandag, dat jy getuienis sal dra, dat die heidene sal jaloers raak op jou lewe, soos wat die Here jou help. Mag die liefde van Christus jou so naby hou, dat jy in sy arm sal rus, en die Heilige Gees jou sal lei om vry en heel te lewe, in Jesus naam.